So vandag is ons tema kuiertyd saam met God. Ek het nogal, toe Heinrich vir my vra of ek vir hom sal instaan, omdat hulle na die kleinkind gaan kyk, en ek sien wat die tema is, het ek nogal baie gedink oor hoe kan 'n mens gebed eintlik prakties beskryf, en ek het gedink aan ons huis, etenstyd is 'n goeie tyd. In die Here se huis, party omdat hulle regtig honger is en kos soek, maar vir my is dit die lekkerste, want dan hoor ons hoe elkeen se dag was. Ons hoor nie net want so baie keer het gebed die downs geword, van alles wat verkeerd is, alles wat sleg is, Here help, doen dit, ons vra en ons kla en ons kry, deel ons swaar kry. Maar eintlik is dit baie meer as dit. So kom kuier 'n vriendin die week by my, wat ek nou 'n rukkie nie gesien het nie, en ons sit en ek sit daar in my hoekie, en ek wil so graag eintlik met haar praat, maar ek moet nou my kans afwag, wat almal wil eksie deel, en ek kyk die stories so, en ek sien hoe Rika by haar kom sit, en met haar deel haar werk, haar skoolwerk, wat sy nou doen, en hoe Marie met haar deel, sy werk, en wat alles op die oomblik in sy lewe gebeur. En ek dink by myself, is dit nie hoe gebed, hoe die saamkuier tussen ons en God moet wees? Jy moet ons so by God sit, en met hom deel al die goed van my dag, elke dag, van nie net die swaar kry, en wat ek nou nodig het, en waarmee ek sukkel, maar die goeie goed. Al weet hy dit alles, wil hy so graag hê. Ons moet met hom gesels, ons moet met hom kuier. Hy wil so graag daai naby verhouding met ons hê, van hoor wat alles in jou lewe gebeur. Hoe sê die jong mense, wat skud? Nee, wat gebeur in ons lewe? So dit is amper, nou dit wil voorkom of my remote nie wil werk nie. So sal julle vir my help. Ek sal probeer, maar as julle sien hy skuif maar aan soos wat julle dink. So daai saamkuier om regtig tyd uit te sit, ons het dit verlede week ook gehoor, en reg in die begin van die Bybel, in Genesis, lees ons waar God in die aandwinkie kom wandel het in die tuin, nie om die mens aan te kla nie, maar om tyd saam met die mens te spandeer, om saam met die mens te kuier. Daai verhouding ding is vir God so belangrik, want dit is hoekom hy ons gemaak het. Ons skepingsdoel is om in verhouding met God te staan. Dit is hoekom hy ons gemaak het. En ons weet maar te goed wat het in Genesis gebeur. As gevolg van die sonde het ons dit nie. En in Jesaja 59 vers 2 lees ons, maar julle ongeregtighede, julle sonde, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So as gevolg van sonde, is daar nou 'n probleem, né? Daai verhouding, daai naby intimiteit met God, het 'n breuk gekry, en dan vra ons vir mekaar, is daar 'n manier hoe ons dit kan regstel? Is daar iets wat ek as mens kan doen, om daai skeidsmuur, om die ongeregtighede, die sonde, om dit weg te kry, sodat ek weer versoen met God kan wees, saam met hom in verhouding kan staan. En ek self as mens kan niks daaraan doen nie. Dit is nie in my vermoë om enigsins iets daaraan te doen nie. Maar in 1 Timoteus 2 vers 5 sien ons, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. En dit is Christus Jesus. So slegs op grond van dit wat Jesus gedoen het, kan ons versoen word met God, kan die sonde, die ongeregtigheid, kan dit verwyder word. Want hierdie verhouding wat daar eens tussen God en mens was, wat as gevolg van sonde gebreek het, Jesus kom maak dit reg, hy versoen ons weer met God, deur sy bloed, en dan kan ons met vrymoedigheid, ons kan self, as julle mooi kan onthou in die Ou Testament, waar ons lees van die tabernakel, waar die hoëpriester was die een wat namens die volk in die allerheiligste kon inbeweeg. Nou het ons nie meer iemand nodig om namens ons na God toe te gaan nie. Ons kan self gaan
Met vrymoedigheid kan ons gaan, want Jesus se bloed het dit vir ons moontlik gemaak. Dat ons direk na God toe kan gaan. Persoonlik, dat ons daai naby verhouding met God kan hê. Dat ons om die tafel saam met hom kan sit en kuier. Ons het die vroue byeenkoms Woensdag gehad en dit was so mooi toe Ilse vir ons vertel dat sy daai oggend net by die Here kon sit. En kan ons almal dit nie, want die eerste ding wat almal sê, ek's besig. En dit is 'n realiteit, ons leef in 'n besige wêreld. Maar God wil so graag hê, ons moet net iewers in ons besige tyd stil word by hom, sodat ons kan want die een ding wat ek dadelik besef het, is sy het tyd gevat en kyk net wat haar uitgangspunt is, sy's rustig, want sy was stil by die Here. Want as ons die tyd vat om dit te doen, dan het ons alles wat ons nodig het om die res te kan face, wat dalk moeilik of swaar is. Nou in Openbaring lees ons, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dis weer daai ding van God wil saam met jou kuier. Want in Suid-Afrika dink ek is dit 'n groot ding van mense kuier, dan eet hulle saam. In ons in Faro se selgroep het ek al gehoor hoeveel selgroepe eet saam. Want daar is ietsie wat gebeur as ons saam eet, né? Daar gebeur 'n fellowship met mekaar, 'n gemeenskap met mekaar. En dit is wat God so begeer. Hy wil so graag hê ons moet hom innooi. Ons moet saam met hom die tyd vat en saam met hom kuier en saam met hom deel, nie net 'n gedeelte van jou lewe nie, maar jou hele lewe. En die wonderlikste van dit wat saam met dit gebeur, wat saamkom is, dis nie net ek alleen mee nie. Ons word 'n deel van gemeenskap van gelowiges, want dis wat ons hier saam is vanoggend. As ons sel hou en ons bid saam, dan is ons 'n gemeenskap van gelowiges. So behalwe dat ons hierdie kuier saam met God alleen het, ontmoet ons dadelik nog ander mense, nog mense saam met wie ek bid. Dis soos 'n bidmaatjie. Vir die kleintjies gaan ons aan die einde gaan ons vir hulle 'n bidmaatjie gee, nê? Om wat saam met my bid. Want partykeer voel ek as mens te swak om te bid, nê? Maar dan het ek daai iemand wat saam bid. Nou in 1 Johannes 1 vers 3 sê dit ook dat ons het gemeenskap met die Vader en met die Seun Jesus Christus. Daai saam wees, saam kuier, saam deel. En ek het nogal, want ek sê vir my vriendin, ek moet preek oor hierdie ding, maar daar is soveel fasette van dit wat ek self nog mee sukkel, wat ek nog self mee 'n stryd het, want toe ek het 'n gebedsjoernaal, julle het gehoor, Heinrich het verlede keer vir ons gesê, dit sal goed wees as ons dit het, en ek het hierdie week, ek weer die waarde van dit besef, want toe blaai ek terug, julle, en ek moes my kop in skaamte laat sak, toe ek sien hoeveel keer begin ek met, Here help, Here die ding, daai ding, en toe besef ek, Lucinda, daar moet 'n verandering kom, want eintlik gaan gebed oor God, en nie oor my behoeftes, dit gaan oor my behoeftes ook, maar eerste God, dit gaan oor sy glorie, dat hy verheerlik moet word, hy is die eregas, hy is die rede hoekom ons kuier met God, dit is nie omdat ek 'n behoefte het, nie, dit gaan oor sy heerlikheid, waarvoor hy ons gemaak het, en ons het gesien, daar's hierdie perfekte voorbeeld, nê? En dit het my aan 'n toebroodjie laat dink. Nou julle gaan nou lag hoekom ek sê dis 'n toebroodjie, maar 'n toebroodjie het mos 2 snye brood aan weerskante, nê? En die Onse Vader is die modelgebed wat Jesus vir ons in die Bybel gee, waar volgens ons moet bid, nê? En waarmee begin die Onse Vader? Met God.
Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, dan gaan dit so verder. Waarmee eindig dit met God? Nie net in U naam amen nie, dit eindig weer met 'n gedeelte oor God, wie hy is. En dit het my laat besef, is ons kan nie, ons mag nie met iets anders begin nie. Ons kan nie begin om eerste te bid vir versoeking of vir die duiwel is 'n werklikheid. Ek besef dit, ek ontken dit nie, maar ons kan nie begin as ons bid om eers alles wat nodig is te bind en uit te dryf nie. Ons moet begin by God, want hy is ons eregas. Dit moet oor hom gaan en oor sy heerlikheid. En in die middel van die Onse Vader kom die versoeking en die sonde in. Ons kan nie daarmee begin nie, want dan tree ons nie op volgens die Bybel nie. En die Bybel is ons riglyn, dis ons waarheid, dis waar volgens ons moet bid. So ons moet begin by God en eindig by God. Ons fokus moet op God wees en op sy glorie. En as ons nie weet doen nie, ek het besef ook hoe min weet ek, want nou is die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet begin met God en om hom te loof, met sy grootheid. En as ons nie weet, kan ons gaan kyk in die woord. Die woord van Genesis tot Openbaring sê vir ons wie God is, sy karakter. En selfs as jy nie weet wat om te bid, die bid skrif. Dis 'n goeie plek om dan te begin, en partykeer sê God ook net, kom sit net 'n bietjie stil by my, want ek wil ook 'n kans hê om met jou te praat. Wie van julle was al om 'n tafel, en dan so een ou wat die hele tyd praat, en jy kry nie 'n woord in nie. Ek het een keer by mense gekuier, en daar was iemand gewees wat letterlik, en dit is nie gewoon iemand wat baie praat, dit is soos in sy haal die asem hê. Sy praat so aan, en later weet ek nie meer of ek kom of gaan nie, want dit is moeilik om vir haar te luister. En so ons hoef nie die hele tyd te praat nie. As jy nie meer woorde het nie, dan kan jy net by God sit. En vir hom, jy kan net sê, Here, ek weet nie wat om vandag te sê nie. Ek weet nie wat om te bid nie, en dit is ook oukei. So as jy enigsins riglyne soek, gaan soek dit in die woord. Daar's wonderlike boeke op die mark, en ek self hou baie van lees, maar ons moet dit altyd meet aan die Bybel. As dit nie in lyn ten volle 100% in lyn is met God se woord, skrifgetrou is nie, dan is dit nie werd om te volg of om na te kyk nie. Matthew Henry het 'n ware ding gesê, hy sê, God's word be the guide of your desires and the ground of your expectations in prayer. Ek gaan dit weer lees, want dit is nogal iets wat om aan te dink en aan te kou. God's word be the guide of your desires and the ground of your expectations in prayer. Maar God se woord dit vir ons elkeen wees. En wat sê die woord dan vir ons? In 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 lees ons, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Kyk gou na die volgorde. Bly, blydskap, dan is dit om aan te hou bid, dan is dit dankbaarheid. Die baie kere draai ons dit 'n bietjie om, nê? Ons bid vir iets, en as dit gebeur, dan is ons bly en dan is ons dankbaar. Maar die woord sê vir ons die volgorde begin eintlik by blydskap. Nou wat is daai blydskap? Want julle om bly te wees wanneer dit vrot gaan, nê? Is 'n moeilike ding. As alles skeefloop, as alles swaar is, nê? Wat is daai wees altyd deurbly eintlik? Hoe kan ek as mens dit regkry? En dit is wanneer ons fokus is op God en wie hy is, op sy karakter, en nie ons omstandighede nie. Want ons omstandighede maak ons moedeloos. Om eerder te fokus op God wie hy is,
en sy onveranderde, onvoorwaardelike liefde vir ons. En nie toe te laat dat ons omstandighede ek wil amper sê ons emosie bepaal nie. En daarmee sê ek nie, wanneer dit sleg gaan, ons moenie huil nie, of ons moenie hartseer wees nie, want dis nie wat dit beteken nie. Maar ek kan bly wees, omdat God in beheer is. Ek kan bly wees oor wie hy is. Hy sê, hy is almagtig, hy is onveranderd. Hy is alomteenwoordig, hy is alwetend. Daarin kan ek my blydskap vind. En om dit te kan hê, moet ek naby God wees. En ons kan Jesus se voorbeeld in dit volg, want Jesus sê, in Hebreërs 12 vers 2 lees ons, dat sy fokus was op die vreugde wat vir hom in die toekoms voorgelê het, en nie die kruis wat nou hier is nie. So hy het sy oë gefokus gehou, om saam met sy Vader weer in landsom te wees, aan sy regterhand, te kan sit op die troon. Dit was waar sy fokus was, en nie op die kruis wat nou hier voor hom was nie. En dit is vir ons 'n voorbeeld, om nie nou te fokus op dit wat nou hier reg voor my is, as dit swaar is, om daarop te fokus, maar op die heerlikheid wat vir my voorlê, op die ewige heerlikheid, daarna kan ons uitsien. Dit staan so in 2 Korintiërs 4, en in God se teenwoordigheid, dit is waar ek vreugde kan ervaar, waar hy is, om saam met hom te wees. Een van die vrugte van die Gees is blydskap. En dit sê net dat uit myself, ek as mens, ek as mens kan nie daai tipe bly ervaar hê. Ek as mens kan nie daai soort blydskap hê nie, want dit is 'n binnending wat net deur die Heilige Gees bewerk kan word. Ek kan nie dit self doen nie. Dis soos, daar is soveel teks in die Bybel wat vir ons sê oor blydskap. Ag, dit louter vreugde. As jy deur beproewing gaan, as jy versoek word, soos Habakuk sê, al sou die vye boom nie bot nie, al daai teks, en dit alles kan ons net reg kry, as die Heilige Gees dit in ons tot stand bring, as dit sy werk is. Die volgende een sê, bid sonder ophou, en daai bid sonder ophou is om te begin die dag met God. Dit is baie kere waar 'n mens kan stil sit, op jou knieë, hoe ook al jy wil. Dalk is dit net 'n kort deel dat jy meer in die aand dalk by God se voete sal stil sit. Maar baie kere word gebed so beperk tot 'n boksie. Ek bid nou, en dan het ek klaar gebid, dan bid ek weer vanaand. Maar daar's eintlik drie goed wat moet gebeur. Die eerste een is, ek begin my dag met God. Die tweede een is, ek spandeer my dag met God. Dit is daai, jy kan nie, nou kan jy dadelik dink, hoe op aarde, wat van werk, wat van wasgoed, van al die huisgoeders wat moet gebeur, en al die ander goeders. Maar dit is daai, ek wil amper sê, geheime gesprek met God, terwyl jy in die verkeer sit. Is jy hier in jou kop besig met die Here? As jy iets moeilik by die werk voor te staan kom, om dan hier in jou kop besig te wees met God, daai deur die dag in jou kop besig te wees met God en met hom te praat. As jou kar breek en die karre kom hier, dit het met my in hierdie week gebeur, toe wil ek amper lag, want hier sit ek nou en hierdie kar kom van agter af gejaag, en ek dink, Here, hier sit ek nou in die verkeer. Dit was my presiese woorde, maar daai soos wat jy deur jou dag gaan, so kan jy deel met hom. Jy hoef nie te wag tot aandete tyd en dan jou dag met hom te deel. Jy kan so deur die loop van die dag, kan jy met hom gesels en vir hom goeders vertel, wat al die op en awe, nie net die awe nie, die oppe ook. En dan om jou dag af te sluit met God. So gebed behels eintlik jou volle lewe, jou volle dag. En in Psalm 25 lees ons dat, waar Dawid sê, hy verwag die Here die hele dag. En in Lukas 18, daai bekende gedeelte, waar die
Die ou op die ou en dit net vir die vrou gegee het en God sê dat ons nie moet moedeloos word nie, dat ons sal aanhou bid en aanhou vertrou. En dan die laaste een wat sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou Spurgeon is 'n baie welbekende prediker en hy het gesê, as blydskap en gebed trou, dan word dankbaarheid gebore. Dit was so oulike ding, so as ek bly is en ek bid daaroor, dan is ek dankbaar, dan kom dankbaarheid eintlik half outomaties. So as ons dit kan beoefen, hè. En dan is 'n groot ding van gebed is geloof. Waar pas geloof in dit alles? Wanneer ek bid, dan sê ek eintlik ek glo in God. Wanneer ek bid, dan sê ek eintlik ek is afhanklik van God en ek kies om God te vertrou. Nou ek wil hê ons moet gou kyk na 'n videoetjie. Dit is van 'n ek dink baie van julle ken die ou, sy naam is Charles Blondin en hy het nou jare gelede al jy ken hom dalk, maar jy het dan van hom gehoor want hy het jare gelede geleef. As hy nie werk nie, is dit fyn. Ons gaan verder, ek sal vir julle in kort sommer net sê van hom. Hy was hierdie ou wat op 'n wat se tightrope, daar's 'n prentjie van hom ook, geloop het. Hy was nie vas met 'n harnas nie, daar was nie 'n vangnet onder hom nie, en dit was oor die Niagara watervalle, nee, so dit was nogal 'n ding om te aanskou, en hy het dit gedoen voor 'n skare, en hy het nie net gewoon geloop nie, hy sou gewoon geloop het, dan het hy op stilte geloop, so hy het allerhande, ek wil amper sê, toertjies gedoen op hierdie tou wat gespan was. En dan het die mense, as hy dit reg gekry het, die mense vreeslik gejuig en hom aangemoedig, en dit was vir hulle wonderlik en fantasties, alles wat hierdie ou kon reg kry. En so was een van sy goed, het hy 'n kruiwel gestoot ook, né? Met dan het hy goeders in hierdie kruiwel ingepak en gestoot, en die mense het gejuig. En terwyl die mense nou so in vervoering was oor wat hierdie ou doen, stop hy en hy vra vir hulle, okay, wie van julle is bereid om in hierdie kruiwel te klim, en dan gaan ek jou op hierdie tou oorstoot na die ander kant toe. En skielik was die skare doodstil. Niemand wou dit doen nie, want niemand het geloof gehad in hierdie ou, want wat as ek skeef loop en hulle val daar af? En die storie eindig eintlik waar hulle sê, okay, niemand wou nie, en maar daarna sê hulle dat sy agent of manager, die ou wat hom nou bestuur het, wil ek amper sê toe, maar ek sal dit doen. En julle kan gaan kyk op die internet, is al foto's waar hy actually nie die ou in die kruiwel sit nie, maar hy abba hom op hierdie ou het sy lewe in Blondin se hande geplaas eintlik, want hy het eintlik daarmee gesê, ek vertrou jou so, maak nie saak, as jou voet nou glip en ons val nie af, is dit alright. Ek vertrou jou, lewe of dood, dis reg. En dit is eintlik wat geloof eintlik is om te sê, nie net te sê ek glo, nie net te sê die Here is so wonderlik nie, maar om hom genoeg te vertrou met jou hele lewe, maak nie saak die uitkoms sê, maak nie saak of dit lewe of dood is nie. Ek kies, wanneer ek bid, kies ek eintlik om te sê, Here, ek vertrou U, maak nie saak die uitkoms nie, of dit nou is soos wat ek dit graag sal wil hê, en of dit iets heeltemal anderste wat ek dalk dink, dit is 'n slegte ding, maar ek vertrou U, en ek gee my hele lewe oor, soos daai ou
wat op Blondien se rug geklim het, nê? Gee alles, my hele lewe. Ek hou nie nog iewers aan die touwtjie self vas nie. Ek gee my alles oor aan die en dis eintlik wat gebed moet wees, want die Bybel is ook eens dat as ons twyfel, nê, dan is ons soos 'n brander wat deur die wind heen en weer geslinger word en dan die geringste dingetjie wat sleg is wat oor my pad kom, nê, kan my heeltemal van balans afgooi. Om in vertroue en met geloof te bid. En dan baie van die mens is ons wil in beheer wees, nê? Leon het net nou hiervoor, dit was eintlik vir my so interessant dat hy dit sê, want toe dink ek, dit is eintlik in my preek, van die daai, ons doen 'n ding en dan sien ons okay, het werk uit en dan bid ons, maar plek dat ons maar net begin het by gebed, nê? Want ons as mens, en veral nog meer die mans as die vrouens, hulle wil probleme oplos. Dis in hulle DNA, hulle wil goeders laat werk, so hulle is geneig, vrouens ook, om eers self te probeer, want ons leer ons kinders ook, om selfstandig te wees, jy moet op jou eie bene kan staan, en dit is eintlik die teenoorgestelde van wat, as dit by God kom, want eintlik by God moet ons glad nie selfstandig wees nie, ons moet op hom steun, op hom vertrou, vir dit om te doen. Nou ek wil gou by julle hoor, wie van julle, voordat julle in julle kar klim om te ry, kyk eers of die spaarwiel daar is, en of hy reg is om te ry. Doen enige iemand dit? Nee. Weet, wie van julle het al gebeur, dat daar fout is langs die pad, en dan kyk jy, dan is die spaarwiel mekeer self iets. Het dit al met iemand, daar dit al met iemand gebeur, en hoe lyk ons reaksie dan, as ons sien, die spaarwiel is nou nie reg nie? Dan is ons glad nie gelukkig nie. Ons is sommer vies vir die spaarwiel, omdat hy nou nie reg is vir my nie, want ek het hom nou nodig. En baie van ons hanteer gebed so, nê? Is wanneer ons in nood is, nê? Kyk, dan moet die Here gou reg staan, nê? Want ek het nou hulp nodig met 'n toets of 'n probleem of 'n krisis. Maar verder is ons, rammel ons gou ietsie af as ons dit ooit doen enigsins, maar wanneer ek in nood is, dan weet ek waarheen om te hardloop. En eintlik is ons so vermetel in dit, want ons sit God op standby, ons maak van hom die winkel of die ATM of die hospitaal of die pille of die wat ook al, ons maak van hom iets van as ek nou in nood is, dan gryp ek gou na hom. En as ons hom nie erken as God en Vader van ons lewe nie, dan het ons eintlik nie die reg om dit te kan doen nie, want Jesus Christus is ons toegang na God die Vader toe. Deur hom, deur dit wat hy gedoen het, verkry ek eintlik toegang tot God toe. En daarmee sê ek nie God hoor nie as 'n ongelowige bid nie, maar dit is eintlik so hartseer om te dink dat God vir baie mense net die op die uiterste die nood geword het, van as ek regtig nie anders kan nie, dan gryp ek na hom. En dan moet ons natuurlik versigtig wees, want daar kan baie maklik 'n blok in die pyp kom. Al loop jy vir jare saam met die Here, nie een van ons is perfek nie, ons doen nog verkeerde goed, en is die verkeerde goed in ons lewe wat daai blok maak, dat ons nie God kan hoor nie, en hy nie ons kan hoor nie. So ons moet, dit is, as ons kyk na die Onse Vader gebed, is dit een van die goed, wat ons vra vergifnis, vir so om op 'n daaglikse manier, om elke dag vir die Here te vra, is daar iets tussen my en U wat ek moet regmaak? Is daar enige sonde in my lewe? En om in God se teenwoordigheid te wees, om by hom te wees, nê, is dit vir ons as mens onmoontlik om dieselfde te bly. Want in sy teenwoordigheid, nê, word my lewe verlig. Kan ek sien wat is daar wat ek nog moet verander, waaraan moet ek werk in my lewe om meer en meer soos Jesus te kan word. En nou as ons prakties raak, nê, is dit alles is wonderlik, maar hoe pas ek dit toe in my lewe?
Hoe word dit deel van my lewe? En die heel eerste ding is om te stop. Om tot stilstand te kom en by die Here se voete te gaan sit, om alles te los. Die skottelgoed kan wag, die wasgoed kan wag, die ander mense kan nou eers wag, maar om iewers vir jou tyd te vind, wat jy kan stop, en net kan stil sit by die Here, en kan hoor wat hy vir jou ook wil sê, en ek weet veral vir die mamas, met klein kindertjies is dit nog moeiliker, want hulle het die tyd, jy kan al besluit, okay, nou is dit die tyd om te stop, en dan skree babietjie, en dan kan jy nou nie vir babietjie los nie, so dis nie wat ek sê nie, so om ook kreatiewe maniere te kry. Ek glo mamma met 'n klein babietjie ontwikkel 'n ekstra sintuig van ek weet hulle sê vrouens kan multitask, maar ek dink mamas met klein kindertjies kry daai gawe nog meer om terwyl ek met babietjie is, te kan stil word en te kan connect met God ook. Maar om daai tyd te neem en nie net te sê ek is te besig nie. En dan die volgende een is bad. Nou daarmee bedoel ek nie seep en water en klim in die bad nie. Dit is daai 3 goed van blydskap, om aan te hou bid en om dankbaar te wees. Om daai 3 goed toe te pas, om te begin by blydskap. Waaroor kan ek bly wees? In wie God is. God is soewerein. Hy sal nie toelaat dat ek ondergaan nie. Hy sal nie toelaat dat daar niks van my oor is nie. En om dan dankbaar te wees. En die laaste een is om te begin en te eindig, om by God te begin en by God te eindig in gebed, net soos jou dag, begin jou dag met God, eindig jou dag met God, en in gebed moet dit ons begin en ons einde wees, om lof te bring aan wie hy is, om hom te verheerlik, en mag die glorie en die heerlikheid en die spotlight altyd op God val en wie hy is en nie onsself nie, want gebed gaan eintlik oor God en nie ons nie. Amen. Here God, ons eer U vir wie U is. Here, U grootheid dat U ons Vader is. Ons enigste Vader, wat vir ons so oneindig liefhet, wat tyd met ons wil spandeer. Here, en U ken ons elkeen, Here, ons diepste geheime van ons hart. Here, en tog is U begeerte om saam met ons te kan kuier, om saam met ons te kan sit, om saam met ons te kan deel. Here, dis vir ons as mens moeilik om te verstaan. Ons verstand kan dit nie begryp nie. Here, maar dankie vir U en vir wie U is, vir U goedheid. Here, en ek bid dat U vir ons verder sal leer en lei. Here, en dat dit nie by ons sal stop nie, Here, maar dat ons sal uitgaan en dit bekend sal maak. En dit sal oordra in ander. Ons bid dit in U naam. Amen. Al die gloeilampies, julle moet na die tyd gou by my 'n draai maak vir julle bidmaatjie. En dan, ek glo daar is nog koffie. Ek weet nie of daar iets nog by is nie, maar ek glo daar sal koffie wees, iets te drinke. En onthou, as jy vanoggend gebed nodig het, is jy welkom om ook vorentoe te kom en agter te bly, sal iemand wees om saam met jou te bid. Kom ons staan en ontvang ons die seën. Mag die Here jou seën, die God van vrede, en mag hy ons leer en lei in hierdie proses van disippelskap, om nie net self 'n disipel te wees nie, maar ook om ander te help om disippels te wees. Amen.